Hoofstuk 3. Dirk de Villiers was 'n vreemde een, net soos Katrien. Skamerig, skie en amper onwillig om ware, eerlike praat aan die speurders bekend te maak. Uitkop omlaag met 'n sagte stem verduidelik hoe Katrien se verdwyning hom op die diepste vlak van sy broos siege geraak het. Dat hy nooit die moed, krag kon bymekaar skraap om vir haar te vertel hoe hy oor haar droom, waarlik oor haar voel nie. Hoe hy 'n toekoms saam met haar wou bou nie. Dat hy hoop, fantaseer oor die dag wanneer sy weer by een van die gereelde restaurantafsprake van die hegte groep vriende sal aansluit. Hoe haar afwesigheid almal raak. Dat daar 'n gemis in almal se harte oor haar wegwees is. Dat daar niemand is wat ooit haar plek in sy hart sou kon vervang nie. En so het Dirk nooit getrou, selfs 'n ander vrou in sy lewe toegelaat nie. Daar was geen motief, geen aanduiding dat hy enigiets met Katrien se verdwyning te doen gehad het nie. Gedurig deur besig op die plaas wat sy ware roeping was, waarin hy die grootste vreugde vind. Wat hom gehelp het om aan te beweeg na die skok van Katrien se verdwyning. Die werkers op die reuse plaas kon oop en eerlik getuig van die sagtheid van hulle introvertiese, liefdevolle werkgewer. Hoe hy nie eens 'n vlieg kon skade aandoen nie. Dis hoekom hy 'n mielieboer was, nooit vee sou kon slag nie. Hy was amper identifiseerbaar as 'n geheimsinnige karakter. Maar dit was dit. Die gevoelens wat hy so diep binne in hom gedra het, hoe hy werklik oor Katrien gevoel het, was immers al wat versteek was. Of was dit? Was daar tog iets, een of ander kennis wat hy verskuil het, enigiets wat met haar verdwyning te doen kon gehad het? Wat sou hierdie jong boer wen deur nie alles te vertel waarvan hy bewus is nie? Wat is die idioom nou weer? Stille water, diepe grond, onder draai die duiwel rond. Daar was egter geen motief, none whatsoever. Hy was vir haar lief, uiters lief. Die lagende gesprekke tussen die hegte groep vriende het vervorm in somber kommunikasies. Uiteindelik het elkeen hulle eie weg gegaan, getrou en kinders gehad. En natuurlik ouer geword. Dit was slegs Dr. Ansie de Wet wat die alleenpad gekies het. Heel waarskynlik het haar beroep haar te besig gehou. Te besig vir 'n sosiale lewe nadat sy as ginekoloog gespesialiseer het.
jare na die insident was daar nog sporadiese oproepe, boodskappe wat op die blink skerm verskyn het. Van haar vriende sou ons op haar verjaardag bel, sê dat hulle nog steeds hoop dat Katrien eendag sal terugkom, dat die hoop nog nooit beskaam het nie. Maar eerstens vra hoe dit met ons gaan. 'n ongemaklike vraag om te beantwoord. Wat sê mens? Daar is groot beloningsborde met Katrien se skamerige, mooi gesig op die kante van groot paaie geplaas. Maar daar was stilte, geen heenwys leidraad wat van Katrien kon geword het nie. Dit was asof sy totaal en al van die aarde se oppervlak af verdwyn het. Wat was Katrien se geheim? Daar moes wees. Niemand verdamp immer net so in die lug nie. Die grootste skok, openbaring in die oplossing van hierdie misterie sou immers later bekend word. Hande voor oop monde gehou word. Die skuldige, die een verantwoordelik vir Katrien se verdwyning in die helder lig van waarheid bekend word. Just wait and see.